Kom ons buig ons harte so vir 'n oombliekie voor ons die woord bedien. Here, u woord is vir ons kosbaar, dis lewend, dis kragtig, dis skerper as enige tweesnydende swaard. En dit dring deur tot die skeiding van siel en gees, gewrigte en murg. Dit beoordeel ons gedagtes en die oorlegginge van ons harte. En daarom is dit my gebed, Here, stuur u lig en u waarheid, Here, dat dit ons lei, dat dit ons bring in die heilige teenwoordigheid so rondom u woord. Amen. Nou, jy kan saam met my blaai na 1 Samuel toe, 1 Samuel hoofstuk 7, ons gaan lees vanaf vers 1 tot en met so vers 13 se koers. 1 Samuel 7 vanaf vers 1 tot en met vers 13. Toe die manne van Kirjat Jearim gekom en die ark van die Here gaan haal en dit in die huis van Abinadab op die heuwel gebring en hulle het sy seun Eleazar geheilig om die ark van die Here te bewaak. En van die dag af dat die ark in Kirjat Jearim gebly het daar geruime tyd verloop, dit was 20 jaar, en die hele huis van Israel het agter die Here aan geweeklaag. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die astartes onder julle uit, en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die astartes verwyder en die Here alleen gedien. Verder het Samuel gesê, versamel die hele Israel by Mispa, dan sal ek tot die Here vir julle bid. Hulle kom toe by mekaar by Mispa, en hulle het water geskep en het voor die aangesig van die Here uitgegiet, en die dag het hulle gevas en daar gesê, ons het gesondig teen die Here, en Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig. Toe die Filistyne hoor dat die kinders van Israel by Mispa saamgekom het die vorste van die Filistyne teen Israel opgetrek, en die kinders van Israel het dit gehoor en bevrees geword vir die Filistyne. En die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Toe het Samuel 'n suiglam geneem en dit as 'n brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. Want onderwyl Samuel die brandoffer bring en die Filistyne naderkom om teen Israel te veg, het die Here dit die dag met 'n groot geluid laat donder oor die Filistyne. En hy het hulle in verwarring gebring sodat hulle verslaan is voor Israel. En die manskappe van Israel het uit Mispa uitgetrek en die Filistyne agtervolg en hulle verslaan tot onderkant Betkar. Toe het Samuel 'n klip geneem en het opgerig tussen Mispa en Sen en dit Ebenezer genoem en gesê, tot hiertoe het die Here ons gehelp. En die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie. En die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Ons lees dit tot sover wat die woord van die Here betref. Ons het 'n paar keer gelees, ook in hierdie gedeelte te praat van die kinders van Israel. Ek dink aan die seentjie wat eendag gevra het, nou waar is die groot mense in die Bybel? Nou praat jy van die kinders van Israel. Waar is die groot mense gelees? Maar in elk geval, die kinders van die Here, dis God se volk, en dit is een van daardie ervaring wat hulle gehad het, met die Filistyne, wat 'n aanhoudende probleem vir hulle was, en wat hier gebeur het, hoe die Here vir hulle gehelp het, en toe Samuel die altaar daar gebou, of die stapel klippe daar geplaas, en dit Ebenezer genoem, wat beteken, tot hiertoe het die Here gehelp. Nou die geleentheid vanmôre wat ek met u wil gesels, ek wil so 'n bietjie ook net weer terugvat, en volgens se woord gaan ek so 'n bietjie meng met 'n paar getuienisse en so 'n bietjie aanloop van waar ons vandaan kom, want dit was nou baie onlangs was dit 30 jaar wat ons in die bediening is, en is 'n groot mylpaal gewees, wat ons bereik het met die hulp van die Here, en as ek moet terugkyk na hierdie 30 jaar, dan vra ek baie keer myself die vraag af, hoe het ek hier gekom? Hoe het ek dit gemaak? En dan kan ek nie anders as om te sê, genade van die Here nie. Guns van God se kant, barmhartigheid, lydsaamheid, lankmoedigheid, wat die Here teenoor my getoon het. Met die hulp van die Here, die feit dat hy ons geroep het, en ons geen twyfel aantrent nie, kon ek altyd teruggegaan het, as dinge moeilik was, stryd gehad en sê, maar Here, u het geroep, ek het myself nie beskikbaar gestel en het gekies as 'n beroep nie, u het my gevra, u het my gesoek.
het my geroep. En dan kon ek dit vir die Here sê, met groot vrymoedigheid, nie met astrantheid en met arrogansie nie, maar ek kon dit doen, want ek moes dit baie keer doen. En ek is nog nie klaar nie. En met die hulp van die Here, as ek gesê het ons dit tot hiertoe gemaak. Maar dit was nie net die Here nie, daar's baie ander maniere ook gewees. Het as mense in die bediening ingaan, ons kerk het 'n baie gesonde benadering wat dit betref, wanneer jy as iemand gaan, as student, of gaan 'n voornemende student gaan aanmeld by die kweekskool verkering, dan gaan jy nie alleen nie, tensy jy ongetroud is. Maar as jy getroud is, dan gaan jy saam met jou vrou. En as net jy wat gekeer word nie, jou vrou word ook gekeer. En as ek 'n baie sterk roeping sou gehad het, en my vrou was voor dieselfde keerkomitee, die kuratorium, groot woorde, dan is sy ook ondervra en getoets oor haar redding, oor haar heiligmaking, oor haar roeping vir die voltydse bediening. En ek vir u verseker, as dit nie die geval was nie, en ek moes sonder 'n vrou die bediening ingegaan het, of 'n vrou wat nie die Here gedien het nie, het ek dit nie gemaak. Die Here het vir Adam 'n hulp gestuur. Hy het dit vir my ook gedoen. Ek het daai hulp nodig, nog steeds. En sonder haar en sonder die twee seuns ook, weet jy, mense is maar baie keer met baie frustrasies in die bediening, en jy kan dit nie altyd op die lidmaat uithaal nie. Vroeger jare toe ek nog jonk was en oorywerig was, het mens baie keer in jou voortvarendheid en jou ywer, het jy jou frustrasie Sondag op die kansel op die gemeente uitgehaal. En dan het jy geraas met die klomp wat daar was, en eintlik moet jy raas met die wat nie daar is. Maar ek het dit baie vroeg in die bediening geleer, dat dit is die Here se bruid. En ek het geen reg om sy bruid verbaal te mishandel nie. Om hulle te verskree en op hulle te gil en my frustrasies uit te haal nie. Maar baie keer moet 'n mens met erns die woord bring. Dit is altyd vir my 'n moeilike ding gewees, as mense agterna, as mense ernstig gepreek het, sê, ons het Sondag weer lekker pak gekry. Dit het my altyd gepla, maar dit was nooit bedoel, en dit sal nooit bedoel wees as 'n pak sla nie. Maar dat 'n mens ernstig oor sekere kwessies moet praat, dit is ongelukkig so, en dit kan nie verander nie. Dit moet nie verander nie, want ons moet partykeer maar streng aangespreek word, en ek kan nie verseker dat wanneer ek partykeer hier voorkom staan en dit doen, dan moes die Here eers ernstig met my gepraat. En op dieselfde ernstige noot wat hy met my gepraat het, moet ek met julle praat. So dis maar die trant gewees baie jare, maar tot hiertoe het die Here gehelp, en hy het op soveel maniere gehelp. Nou lees ons daar in die woord van die Here, net so terwyl die tema vanmôre is Ebenezer, hoor, net eens kyk of die ding werk. Daar kom het nou. Dankie. Die vraag is gevra, hoe het ons hier gekom? En nou lees ek daar in Jeremia 31 vers 21 die volgende woorde, waar die Here vir sy volk sê, rig vir jou mylpale op, maak vir jou padwysers, let op die groot pad, die pad wat jy geloop het. In die afgelope tyd moes ek teruggaan, op 30 jaar in die bediening, van groot genade wat die Here ons geroep het. Maar dit is nie waar het begin het nie. Ek net so ietsie ook hier laat val, dis nou die 27ste April, is dit 40 jaar wat ek en Annette mekaar ken, wat ons mekaar ontmoet het. Presies 'n jaar later is ons verloof, die 27ste April 1986, en 3 maande later is ons getroud. So dit het so gegaan. Maar as die Here dit in jou hart werk, en jy is oortuig, en jy het vrede, en dis God se keuse, dan doen die mense, dan is daar nie rede om gras onder jou voete laat groei nie, né? Maar in elk geval, wat gebeur het met ons ook, ek gaan net so 'n paar momente noem, en dan gaan ek voortgaan met die woord ook. In 1985 het die Here ons twee saam gered. Ons het saam tot bekering gekom,
toe ons verhouding op 'n punt gekom het, wat ons nie langer kon aangaan nie. En ons het maar in sonde gelewe en so. Maar die Here het met ons planne gehad en hy het 'n plan met ons verhouding gehad. En al was my plan op daai dag om klaar te maak en is oor en verby, was God se planne anders. Dat hy plan met ons lewens gehad het en nog steeds het, en is ook die 19 Augustus 85 hierdie jaar, 40 jaar later. So daar's 'n paar mylpale in ons lewens, wat nou by 30 en by 40 jaar uitkom. Maar ons het daardie dag tot bekering gekom en die Here het vir ons woord gegee. En terwyl ons gebreek het voor die Here en ons sonde bely het voor die Here, het die Here vir my gesê het sy woord uit in 2 Konings 20 vers 5, die eerste teksvers wat ek seker in jare gelees het na sonnaarskool, 'n dekade vroeër. Ek het jou gebed gehoor. Ek het jou trane gesien. En die tweede woord wat die Here tot ons harte spreek is 2 Korintiërs 5 vers 17, waar die Here vir my en vir Anet sê, daarom as iemand in Christus is, sy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, het dit alles nuut geword. En die Here ons daai dag so gedraai, nuut gemaak. Dat ek vandag nog in verwondering staan, as ek mooi daaroor gaan dink. Die Here het in een oomblik gedoen wat geen mens in 'n leeftyd kan regkry nie. 2 jaar later, 1987, het die Here ons tot voltydse diens geroep. En ek het dit al vir julle vertel, maar ek vertel dit graag weer, want dit bly vir my besonder. Na die einde van 1987 het ons 'n konferensie bygewoon en het ek ervaar dat die Here 'n roeping op ons lewens het. En ek het gaan bid en vir Here gevra, Here gee my woord. Want ek kan nie sonder belofte, sonder 'n woord enigiets doen nie. As U gesê het, dan is dit so. En die Here gee my woord in 2 Timoteus 4 vers 5. Wat staan daar? Maar wees jy in alles nugter. Doen die werk van 'n evangelis. Vervul jou bediening. En ek het dit dadelik as 'n roeping ervaar, ons nie geweet waartoe nie. Wat die volgende stap is nie, maar een ding is, ek kan dit nie alleen doen nie, en ek kan nie vir haar net oortuig, en ek kan nie vir haar 'n blik druk en sê, hoor, jy moet net doen, ek gaan daaroor, ek wil bevestiging hê. En ons het vir die Here 'n sperdatum gegee, die 31 Desember 1987. En middernag, net so voor middernag toe, kom sy na my toe, toe sê sy my, die Here het vir haar woord gegee, maar ek het vir die Here gesê, Here, hier is honderde, duisende teksverse in die Bybel. Ek gaan nie toets, gee vir haar dieselfde teksvers, maar ek gaan vir haar niks sê. Ek gaan nie vir haar sê, dis in die Nuwe Testament of in die Ou Testament nie. Ek gaan vir haar niks sê nie. Ek wil haar nie beïnvloed nie, gee vir haar dieselfde woord, dan weet ek. En 31 Desember 87, toe kom sy na my toe, sy sê vir my, die Here het my woord gegee, ek vra van, wat is dit? Sy sê 2 Timoteus 4 vers 5. Ek sê, ons moet ons goedjies pak. Die Here het gepraat. En op daai stadium, ons is jong getroud, maar ons is reeds bevoorreg gewees. Ons het in 'n groot 4-slaapkamer huis gebly, ons het al 2 goeie werk gehad, en ek het gaan bedank. Die Here het gesê, ons moet in geloof uitstap. Ons moet hom vertrou. Bedank my werk, verkoop my huis, nie veel gemaak, want ek het nog maar 'n jaar in die huis afbetaal, so daar was nie wins nie. Maar dis gedoen, en ek het na my baas toe gaan en vir hom gesê, ek is klaar. Die Here het my geroep, hy sê vir onthou nie, jy kom nie terug nie. Ek sê vir my, ek is nie van plan om terug te kom nie. Die Here het my geroep, hy sal sorg. Daai tyd was in die oorgangstyd gewees, het werk onsekerheid al begin blaas van dit, maar in elk geval. En toe is ons Bybelkollege en ons het daarin geloof gelewe vir die volgende 2 jaar. En daar kan ek vir baie lesse vir dit. Ek kan die hele boodskap vanmôre wy aan dit wat daar gebeur het. Die lesse wat ons geleer het, hoe die Here ons losgemaak het van aardse dinge. Hoe die Here vir ons voorsien het op wonderbaarlike wys. Ons kon verras het om elke hoek en draai. Ons het nie vir daai hele tydperk 'n sent inkomste gehad nie. Maar die Here het vir ons gesorg en daai tyd op 'n manier wat net hy kon. En ons het hom vertrou vir dit en hy het gedoen, het ons nooit teleurgestel. Wat ons Paulus het gesê, ek het geleer om ver genoeg te wees. Ek weet wat dit is om arm te wees, ek weet wat dit is om
om baie te hê, maar in elke opsig het ek geleer, ons kan daarvan getuig, nie dat ons al ooit ryk was, maar in elk geval, wat armoede betref, dat jy niks het nie. Dit weet ek, dit ken ek, vir die tyd, en toe is ons daarvan vra ons besef toe, maar ons moet Bybelskool en die sendingsinstansie wat ons by is, onder in die Kaap, dis nie ons toekoms, die Here maak ons harte, ons moet kweekskool te gaan, ek predikant word. En ek het net so rukkie voordat die Here ons geroep het, om daar klaar te maak, praat ek met ons prinsipaal die aand, ek is op nagdiens gewees by die deur, en ek kom sit met my gesels, en ek sê vir hom, Pieter, dierbare oom Pieter, hy het eendag na my terugkom te sê, my broertjie, so manier gehad, ou oom gewees, maar kosbaar om Pieter Skols, sê my broertjie, ek is besig om in die tuin te werk die dag, in ons werksperiode. Hy sê my, jy moet nie die gawe wat die Here vir jou gegee het verwaarloos nie. Die Here het vir jou gawe van lering gegee, gaan vat dit. Hy kom hier aan na my toe, hy sê vir my, die Here nie dalk planne met jou nie. Ek sê vir hom, Pieter, as die Here my roep, as predikant hardloop ek weg, ek kyk hier om nie. Dis iets wat ek nie voor kan sien nie. Hy sê vir my, weer broertjie, luister maar net na die Here. En as jy lang daarna toe kom die roeping van die Here, en weer eens tussen my en net, kom bevestig die Here vir ons die woord. En ons is toe kweekskool toe, ons word gekeer vir dit, en toen ons tweede jaar, toe is Roan gebore, en ons het niks inkomste vir 4 jaar nie, ne? So studente op kweekskool, het geen inkomste. Toe ek die dag na 4 jaar klaar maak, met my studies, toe ek nie 'n sent skuld nie. Die Here het voorsien. Daar was tye gewees op kweekskool, ek jok nie veel nie. So ons die aand die deur, sy yskas het deur oopmaak, dan is daar so 'n stukkie brood in die yskas, dis al. Dis al. Maar ons het nooit gekla nie, ons het geleer. In die tyd wat ons onder by Bybelskool was alreeds, ons het nooit geskimp vir geld nie. Ons het nooit vir mense gesê, hoe swaar kry ons nie. Want ons het met God 'n ooreenkoms gehad, hy sal vir ons sorg. Jy kry baie keer dat mense sê, bid vir my, as hulle op die sendingveld sê, bid vir my rekenaar het opgepak, ek het 'n laptop nodig, dit moet so ene en so ene wees, en dan vang nou iemand die skimp ergens, en dan kry jy al. Nou dis hulle manier van dinge doen, maar ek stem nie daarmee saam nie. As ek 'n behoefte het, dan sê ek vir die Here, Here, dit is my behoefte, en die Here het vir ons nog elke keer voorsien. Maar in elk geval 4 jaar op kweekskool, en toe ons, na die 4 jaar, is ek toe my praktiese jaar Appington toe. En reg deur het die Here gehelp, deurgedra. Ek het 'n klomp Ebeneezers langs die pad gehad, van hoe die Here vir ons voorsien het, hoe hy vir ons gehelp het, in moeilike, uitdagende tye. Toe ek vir my 6 weke, aan die einde van 1993, vir 6 weke alleen, Appington toe gestuur word, om my prakties daar te gaan doen, my finale jaar, 4de jaar prakties, 6 weke, toe kan hy net nie saamgaan nie, want toe moet sy 6 weke predikante kursus ook doen. Predikantsvrou kursus doen, ek sies daar. Stywe kursus, wat hulle geloop het, 3 maande, ne? Maar nou was in daai tyd gewees, en ek gaan alleen Appington toe, stok sê alleen. Ken geen kind of kraai in Appington nie. En toe ek die dag reis op die pad, moet ek baie keer so 'n bietjie afslek, want ek huil. Ek sê, Here, nou moet jy help. Nou moet jy help, en ek weet nie wat om te doen nie. Ek het 4 jaar se opleiding agter my, maar ek weet nie wat om te doen nie. Waar begin ek? Daar's nie 'n gemeente, daar's niks. Daar's 'n paar mense wat belangstel en sê, hulle sal van hou is daar 'n evangeliese kerk is. Ek gaan so toe ons hou 'n reeks dienste in die einde van 1994, en die einde van 1994, na 'n jaar, Annette het by my aangesluit, van Januarie maand af, sy en Roan,
Einde van 'n jaar te stig ons met 'n gemeente van 24 mense. En die Here help ons. Hy voorsien vir ons. Ek kry R600 'n maand by. Die 94. Die jaar daarna, die 18de Maart 1995, toe word ek georden as predikant op my pa se verjaarsdag. Toe is al reeds verswak as gevolg van 'n beroerte. Maar dit was vir my 'n besondere geleentheid om dit op sy verjaarsdag te kon doen en om daar te kon hê. En toe is dit natuurlik op Upington en die Here help. Hoor wat ek vir sê, die Here help. En in ons 3de jaar in Upington, toe bou ons kerk met 28 lidmate. Ons die kerkie gebou, hy staan vandag nog daar. Al het hom 'n bietjie groter gemaak in tussentyd ook al reeds met niks geld nie. Maar met die Here se voorsiening bou ons die kerk. Netjies, mooi, ek werk my simpel. Ek kan baie daaroor ook vertel, maar as ek nog op preke kom te preek, want ons gaan lankie so sit. Maar ek kan net so vertel, ons bou van Oktober tot Maart, net ek en oom Henry Not. So is net 2 wat bou. Vir 6 maande. Na 'n kerkie. En soos die geld inkom, so bou ons. En as daar nie geld is, dan staan nie bouwerk. Maar die van julle wat Upington ken, van Oktober tot Maart maand, is 6 maande van uiterste hitte. En daai jaar was nie anders nie, dit het elke dag gewissel tussen 35 en 48. Dan moet jy nog wet bysit, hoor. Maar in elk geval, in daai tyd bou ons. Nou ek was op daai stadium, was ek bietjie skraler is vandag, heel wat. En na daai 6 maande is ek nog skraler. My hande was soos 2 raspers gewees, van grofheid van werk. Oom Henry was op daai stadium 70. Ek was 33. Dan het ons gewerk. En dan sien ek so nou en dan vir oom Henry, terwyl hy besig is dan, soos daar op my vloere, besig om vloerlyste in te slaan en so aan, en met die matte, die lê van het, ons alles self gedoen. Dan sien ek om Henry sukkel oorent, en dan is om Henry uit by die deur, hy gaan seker nou weer een of ander tool, dan is maar so gewerk op baie manier, en dan so 'n halfuur, of 'n uur later, dan kom hy terug, sien ek om Henry, kom lekker ingestap, sê ek, waar was om Henry nou? Sien ek, ons gaan by Willem gewees. Nou Willem Kuys was die dokter gewees, bekende dokter, was sy dokter gewees al die jare, sê ek, ons gaan by Willem gewees, sê ek, wat het by Willem gemaak? Sê ek, het hy om my spuit. Om Henry se knie was so gedaan, hulle spuit hy sy knie, en sy knie klaar gespuit is, hy kom werk hy weer verder. En toe ons die kerk inwy, die einde van daai jaar, of nee, Maart maand ons die kerk ingewy, so 'n maand later, toe het om Henry knievervanging gehad. Toe het hy letterlik sy knie deurgewerk, vir dit. Om Henry is vandag diep in sy 90's. Hy lewe nog. Maar dis ons tyd in Upington, en toe is ons Oudtshoorn toe, moeilike tye nog steeds, maar jaar. Maar ons het altyd geweet, die Here het gesê, niemand, wat vader of moeder, of huis of goed verlaat terwille van my, sal ek nie teruggee, en sal ek nie meer laat beleef as iemand anders nie. En selfs ewige dinge ook nie. Nog 4 maarjare in Oudtshoorn. Maar ons is aangegaan aan die gemeente. Ek sê net so, ons is die dag toe dis klaar is by Upington in 1998. Toe het ons so 50 lidmate daar gelos. Goed, so dit is amper so 'n bietjie opgetel van daai tyd. Toe gaan ons Oudtshoorn toe. Was moeilike tye gewees, maar ons is daar deur, en toe ons daar is, toe baie keer mense gesien, weet ek kom in die platteland uit, ek is groot geword in Kimberley, Upington 5 jaar, Oudtshoorn 4 jaar, my hele lewe is platteland, en ek sê eendag vir iemand, die Here moet my net nooit stad toe roep nie.
as hy my die dag stad toe roep, sal hy 'n engel moet stuur en my met die hand kom vat en sê, kom. Want ek gaan nie. Ek is lief vir die platteland. Ek ken nie die stad nie. Ek wil nie in die stad wees nie. Jy sê nie sulke dinge vir die Here nie. Sê die Here spytvol is nie. Maar jy vertrou hom. En dit is nie lang daarna nie. Toe bel Goutrif se kerkraad my. Ons het jou vanaand beroep. Aan die einde van 2002. En ons gaan bid. Ek sê, Here, jy weet wat ek gesê het oor die stad. En die Here geef my woord. In die psalms. Ek sê, ek kan nou nie die teksvers spesifiek vergeet, maar hy sê, die Here sal sy goedertierenheid oor jou groot maak in 'n vaste stad. En toe hy woorde lees, slaat dit vir my in ek sê, wat wil jy vir my sê, Here? En het word bevestig, ons moet klaarmaak. Ons moet hier toe kom. In 2003 toe land ons hier, met ons 2 seuns. En die Here het gehelp, tot hier toe. In die tyd het hy vir ons voorsien, weet toe ek hier gekom het, sit ek met die agtergrond, in Appington 5 jaar en in Oudtshoorn vir 4 jaar, was hier alles. Jy was skriba, jy was kassier, jy was jeugleier, jy was sangleier, en jy was predikant, en koster. Dis nou alles ja. Nou is die mense nie. Mense het hulle werk, dinge moet gedoen word. En toe kom ek hier met daai mentaliteit, en ek sukkel nog steeds met dit. Maar ek moet sê, nee, toe ek hier kom, was dit vir my 'n blessing geweest. Daar is dinge in plek. En die dinge loop. Weet jy, vir 9 jaar was die prioriteit geweest in baie groot opsig om die gemeente se boeke te laat klop. Om geld te probeer ergens in die hande kry, want die gemeente moet aangaan. En ons het ons simpel gewerk vir dit. Ons het, om daai kerkie te bou, ek het die boekie nog by die huis, het ons in 'n kwessie van, ek dink is omtrent 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar, het ek dan net in 'n paar persone, om Henry en sy vrou, nog iemand, het ons 18,000 jaffels gebak. Maar dit was ons prioriteit geweest in 'n groot mate, en dan die ergens moet jy balanceer, nog met die woord en alles ook, natuurlijk, né? Toe kom ek hier, en daai ding is uit my hande uit, en ek kan op die woord, kan ek konsentreer, en ek het my gate uitgeniet. En ek geniet dit tot vandag, dat mense verantwoordelikheid vat, mede-verantwoordelikheid vat, mede-eienaarskap van bedienings en van die gemeente, en ons kan praat van ons gemeente. En die samewerking, die toewyding is besonder. Ek dink ons het goed geloop, tot hier toe. Ebenezer ook tot vanmôre, die Here het gehelp. En hy help steeds. So dis, so in breë trekke, die pad het ons gestap het, tot hier toe die Here ons gehelp, en ons vra baie keer vir onsself die vraag af, hoe het ek hier gekom? Hoe ek die pad vorentoe gaan ek dit maak? Weet ons lewe in onseker tye. Ek is op die punt van my lewe wat ek nog 6 maande kontrak met die gemeente het, tot die einde September, en daarvan af gaan die kerkraad moet besluit wat gaan gebeur. Dit kan nog gerukkie vat, ons weet nie. Vertrou die Here vir dit. So van môre af, 1 April, of nie oormôre, 1 April is ek op kontrak by die gemeente, maar die Here sal help. Hy sal vir julle help, hy sal vir my help, hy gaan ons help. Ons hoef nie te bekommer daaroor te wees nie. Hy sal voorsien. Ons vat dit soos dit kom. Mense vra my, wat is jou planne? Sê ek, my
planne en my drome verskil hemelsbreed. Ek het baie drome en die Here ken dit. Maar ek het nog nie veel beplan in my drome nie. En daar's verskeie faktore wat dit betref. Maar dit is dan so in kort alles daar. Ek het dit gaan net so vinnig deurgaan, so saamgevat. So as julle die storie wil lees, dan kan jy dit na die tyd ek lees. Maar in die eerste plek wat ons sou Ebenezer beteken steen van herinnering. Nou, hoe gaan ons dit vandag in ons situasie toepas? Hoe gaan ons dit uitwerk in ons lewens? Ons gaan nou nie elke keer as daar iets besonders in ons lewens plaas vind dit 'n klippie ergens gaan neersit en uiteindelik bou ons vir ons 'n rotstapel nie. Jy kan as jy wil, niks verhinder jou nie. Jy kan selfs 'n ou klippie vat en op hom gaan verf ook as jy wil en sit hom ergens, maar doen iets. Rig vir jou mylpale op. Wat besondere tye, ontmoetings met die Here en tye wat hy vir jou in 'n krisis deurgehelp het, maak mental notes daarvan. Maar maak ook fisies notas daarvan. Onthou dit en gaan terug op dit. Weet daar's hoeveel keer wat ons dit moes gedoen het en nog steeds doen. Sê Here, daar was tye gewees wat ons in daai situasie was. Ek het nie geweet hoe ons hier gaan deurkom nie, maar U het dit gedoen, U het vir ons deurgevat en dit is vandag soveel jaar later. Here, U het dit gedoen, U sal dit weer doen. Ek weet dit. Maar hulle moet onthou word en om ons te help onthou, want ons raak almal ouer, dan vergeet ons baie maklik, né? Maak ook notas op 'n ander manier daarvan. Dit kan, soos ek sê, dit kan 'n klippie nie wees, 'n klippie in die huis, of dit kan enigiets wees, dit kan sommer 'n sticker wees die ergens opplak. Ag, dit kan baie dinge wees, gebruik jou inisiatief. Maar doen dit. Ebenezer is 'n steen van herinnering van God se verlossing, sy oorwinning, sy wonderwerke, wat hy teen alle verwagtinge vir Israel bewerk het, en dis ons verhaal ook. As jy kyk na 1 Samuel 4, hoe Israel staat gemaak het op hulle eie vermoëns, 20 jaar gesukkel het, hulle bygelowigheid, hulle invloed het afgoedery in hulle huise gehad het. Maar wat hulle uiteindelik gedoen het om het te bely en laat staan, en die Here vir hulle deurgekom het. En dis baie keer vir my en vir jou ook nodig om dit te doen. Ons gaan net dit so 'n bietjie verder na kyk. Maar iemand het die volgende geskryf, ek lees dit in die week, hy sê, Ebenezer moments are times when you know without a doubt that God has intervened in your life. You realize that only God could have allowed the outcomes you have experienced. His help has brought you through. Daardie Ebenezer oomblikke, momente in ons lewens. Ek glo en ek hoop dat elkeen van ons sulke momente in ons lewens het. En nie net 1 of 2 nie, maar talle daarvan hoe die Here vir u deurgekom het. Geestelike deurbrake in jou lewe, geestelike hoogtepunte, ontmoetings met die Here. Hoe hy voorsien het, hoe hy in 'n tyd van krisis vir my opgehelp het, toe ek selfs miskien geval het in sonde. Hoe hy my vergewe het en weer herstel het. Het jy sulke momente? Vertrou die Here daarvoor. Maar kom ons kyk net na so 'n paar kort gedagtes oor hierdie Ebenezer. Die gedagte is, God is ons enigste hulp. Of het jy ander hulp? Sien, ons lewe in 'n tyd van selfhelp. En as mense wat 'n gesegde het wat totaal onbybels is. Ek het dit nog nêrens in die Bybel gekry en ek is al 'n paar keer deur die Bybel. Die Here help die wat hulle self help. Ken jy daai ene? Twak, staan nêrens in die Bybel nie. Die Here help die wat hulle self nie kan help nie. Die Here help die wat swak is. Die wat sê ek kan nie. Hy is ons enigste hulp. Nie die bankbestuurder nie. Ons het vroeër jare 'n helpende hand lewenslank gehad. Is nie meer so nie. David sê in Psalm 121 die volgende, ek slaan my oop na die berge.
En dan vra hy die vraag, 'n retoriese vraag, hy sê, waar sal my hulp vandaan kom? En hy antwoord dit self, hy sê, my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gaan dink bietjie mooi oor hierdie teks verder. Dit sê nie net God is skepper nie. As hy sê, my hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat sê hy vir ons daardeur? Hoe het God die hemel en die aarde gemaak? Net 'n woord. Hoe gaan die Here jou help? Beteken net 'n woord. En ek moet op hom op sy woord vat en die dinge sal gebeur. Net 'n woord. God het gesê. En dan gebeur dinge. God het uit niks uit geskep dat daar vandag 'n verstommende, asemrowende wêreld rondom ons is. En hy is nog vervalle ook na die skepping, né? Maar God het hierdie skepping met 'n woord gespreek. God kan in jou situasie 'n woord inspreek en dit radikaal verander. Hy het met my gedoen. Hy het met my dan net gedoen. Hy het dit hoe verkeerd gedoen. Die Here help ons en is ons enigste hulp. Niemand is daar soos God, o Jeserin, dis 'n ander woord, 'n ander naam het vir Israel, wat oor die hemel ry as jou hulp en oor die wolke in sy hoogheid. Die ewige God is 'n woning en onder ewige arms. En hy het die vyand vooruit verdryf en gesê, verdelg. Die Here het klaar die vyand verslaan. Jy hoef geen battle meer alleen te fight nie, want elke battle wat jy face, ek skiet tog die platvloers, Engels wat ek nou uitdruk, maar elke battle wat jy nou face, het Jesus reeds gewen. En hy wil jy en ek moet saam met hom deur daardie battlefield stap, want die veldslag is klaar gegaan. Maar ons wil beklei. En dan beklei ons tot ons moeg is, en sê ons, Here help. Die Here sê, ek is jou hulp. Hy vat ons deur die slagveld. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie. Onthou julle wat ek al vir julle oor die jare geleer het? As mens lees daarom, dan mens lees waarom. Dan ga jy net gou 'n bietjie terug en dan sien jy, die rede vir die daarom word gesê in die vorige versie. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ek nie vrees nie. Daar is die hoekom, daar is die waarom. Want hy is 'n hulp in benoudhede, en daai woordjie benoudhede het die betekenis in die Ou en die Nuwe Testament van 'n tyd wat ek onder geweldige druk van alle kante af verkeer. Dit voel of ek gepressure word deur omstandighede en deur mense en situasies van alle kante af en ek weet nie wat ek kan doen nie. En dan sê ek as 'n hulp in benoudhede. In daai tye wat jy gepressurized word, is ek daar. Maar weet jy wat gebeur onder pressure? 'n diamant word gevorm onder ongelooflike pressure van die aarde. En ek wil vir jou vanmôre sê wat in 'n tyd is miskien wat jy voel, die pressure raak vir my te veel. Jy het die God van die Bybel as jou hulp. Hy's besig om 'n diamant te vorm onder hierdie pressure. Laat hom toe om met jou te werk. Hy's 'n hulp in benoudhede. Daarom sal ons nie vrees nie. Al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. En dan sê vir ons, welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. As hulp is God getrou. Maar onthou tog net een ding asseblief. Ons het baie keer in ons huise en in ons karre het ons so 'n noodhulp kussie, né? Deesdae moet jy omtrent met die ding in jou kar rondry. Dink is amper wet. En ons het almal deesdae 'n spaarwiel, 'n noodwiel in die boot. Party van hulle is die Oreo koekie, maar hy is daar. Hy help, daarom so in die nood. Die Here is nie jou en my noodhulpkussie nie, hoor. Hy is nie ons spaarwiel wat ons net uithaal wanneer ons in nood kom nie. As jy hom nie ken, selfs in goeie tye, Here help my om nederig te bly nie.
Here, help my om afhanklik te bly nie. En dan gaan jy te vergeefs partykeer roep in tye van nood en dan sê, Here, help my. Ons moet die Here ken as hulp deurentyd, want ons kan niks sonder hom doen nie. Ek kan nie op my beste wees nie. Ek kan niks wees, niks doen sonder hom nie. Hy is my hulp. En daardie woordjie hulp, ek het dit al weer verduidelik. Die woordjie Eben beteken steen of rots. En dan die woordjie Eser op die einde, dis die laaste gedeelte Etser, die Hebreëse woordjie beteken letterlik hulp. Dis dieselfde woordjie wat die Here gebruik het toe hy gesê het vir Adam, ek sal vir jou hulp maak wat by jou pas. Eser. En daai woordjie beteken iemand wat jou voltooi. Iemand wat jou afrond. Iemand wat jou tot hulp kom om jou swakhede sterk dinge te maak. Iemand wat jou volmaak. Alles wat jy kort kom as mens, is die Here jou hulp. Eser. So kom die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat om te bid nie, né? Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigting. En daai woordjie intree beteken letterlik ook dat hy vir ons tot hulp is. Want ons baie keer op 'n punt kom dat ek vir die Here swyg en ek weet nie of julle al daar was nie. En wanneer laas nie, maar ek is gereeld daar. Dat ek vir die Here sê, ek weet nie wat om te sê nie. Dat jy baie keer in radeloosheid, mismoedigheid, in teleurstelling voor die Here moet buig en sê, ag Here, wat sê ek nou vir? Hier is ek alweer met myselfde storie. Hier is ek alweer met dieselfde ding. Dan weet jy nie wat om verder te sê nie. En dan is jy net eenvoudig swyg jy voor die Here. Dan kom die Heilige Gees ons swakhede te help, want ons weet nie wat om te bid nie, maar hy tree vir ons in, en hy weet presies wat die bedoeling van ons harte is, want hy verstaan ons harte beter as wat enige iemand ooit ons kan ken. En hy tree in, en Vader weet. Die Vader is nie daar om daai oomblik te veroordeel en te vergrys nie, maar om te help. God help ons, want hy is ons enigste hulp. In die tweede plek, God help ons wanneer ons hindernisse verwyder. Maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Astartes onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Daarop het die kinders van Israel die Baals en die Astartes verwyder en die Here alleen gedien. Ons dink baie keer die Here moet maar ons sonde en ons ongehoorsaamheid en die afgoderry en die dinge wat ons verkeerd in ons lewens het, of het nou verhouding is, of het nou dinge is, of wat ook al is, moet hy maar net verskoon en hy moet my gou help, want ek het nou hulp nodig. En die Here sê, ek sê jou help, maar kry die goed weg uit my pad uit. Raak ontslaaf van hierdie goeders. Want die Here werk nooit bo oor sonde nie. En hy het met Israel dieselfde gedoen. Gesê, hanteer hierdie goeders. Kry dit uit die pad uit. En kyk wat ek dan gaan doen. Wat doen Israel? Hulle die Baals, want hulle het beelde in hulle huise gehad, van die Baals en die Astartes, en die goeders oral opgerig. Hulle het saamgebring van Egipte af, en het nooit ontslaag geraak daarvan nie, en het baie herinneringe daarvan gehad, en nuwers gemaak, en het die Here geterg met hierdie goeders. En toe die Here vir hulle sê, raak ontslaag, verwyder hierdie goeders, toe maak hulle huis skoon. En is baie keer nodig dat ek en jy moet huis skoon maak. Verhoudinge skoon maak. Dinge skoon maak. Attitude skoonmaak, gesindhede skoonmaak. Dit kan 'n vestiging raak in ons lewens. Die Here sê, bring dit, raak ontslae daarvan. En weet jy wat gebeur toe hulle dit doen? Ons het gelees, né? Toe Israel daardie afgoderry van ontslae raak, hulle maak huis skoon, en hulle wy hulle self aan die Here toe, want bekering beteken net, ek raak ontslae van iets verkeerd nie, beteken ek bekeer my van verkeerde dinge, maar ek bekeer my ook tot die Here, want ons lees hierso, hulle het hulle met die Here met hulle hele hart begin dien, en hulle kon, want daar was nie hindernisse nie. Wat gebeur toe? Die Here kom deur op die slagveld, en hy doen iets vreemd in die oorlog. Hy bring, en dat was nie donderweer gewees, jy hoor, dit was nie Hoëveld se donderstorm wat opgesteek het nie. Opgesteek het daai oomblik, die Here het 'n geruis, 'n gedonder en 'n gedreun,
op die slagveld laat hoor, wat niemand die oorsprong van kry. So ek glo nie as jy wolke in die lug nie. Maar dan kon hulle gesê, het is donder daarom hier nie gaan. Maar as 'n gedonder en 'n gedruis, in so mate dat die Filistyne neergooi en laat spander. Soos die Egiptenare in 1967 gehardloop het in die Sinai woestyn, dis waar die woordjie, en die vroeër in 1948 ook. Dis waar ons die naam vandaan het, die Chippos, né? Ons het altyd in die army gepraat van iemand wat leeg lê, wat hardloop, wat weghardloop vertaak, hy Chippo. Dit afgelei van die Chippos, die Egyptians, wat gehardloop het en alles neergegooi het en gemaak het hulle werk om. So, en dit het gebeur daardag met die Filistyne, hulle het gehardloop, weggegooi, want die Here het 'n gedonder laat kom. Ek weet nie wat die Here in jou omstandighede gaan doen nie, maar ek wil vir jou sê, as jy die Here gaan toelaat in hindernisse in jou lewe gaan hanteer, gaan die Here op 'n manier deurkom wat jy nie verwag nie. En jou vyande en jou teenkanting en jou druk wat jy ook al ervaar, gaan hy op 'n manier hanteer wat jou verstom gaan laat staan. Jesaja 59 sê tog vir ons baie duidelik, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help nie. Sy oor is nie te swaar om te doen. Maar wat sê verder? Sê, maar julle ongeregtighede, julle sondes, het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, dat hy nie kan help nie. Ons vra baie keer, Here help. En die Here is 'n helper. Dis een van sy name in die woord. Maar ons moet die hindernisse en die dinge in ons lewens hanteer, voordat dit sal kom. Maak soos Israel. David sê in Psalm 68, as ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. As daar dinge verkeerd in jou lewe is en jy is bewus daarvan, en die Here is nie traag om te hoor nie, maar hy gaan nie hoor, want hy kan nie sonde ignoreer wat nie hanteer is nie. Ebenezer is 'n plek van belydenis en bekering, 'n plek van hernieude toewyding. Nog een gedagtetjie, God help in antwoord op gebed. En in daardie tyd het die koning van Egipte gesterwe en die kinders van Israel het gesug en geweeklaag en van wie die slawerny, en hulle het geroep om hulp oor hulle slawerny en dit het opgeklim tot God en God het hulle gekerm gehoor. En God het gedink aan sy verbond met Abraham. En God het die kinders van Israel aangesien en God het hulle geken. En wat doen die Here met Israel? Hy help hulle. Hy help hulle uit. Hy help hulle in die woestyn in. Hy help hulle deur die Rooi See. Hy help hulle deur die Jordaan. Hy help hulle tot in die land. Het hulle dit waardeer? Dit lyk nie so nie. En net so kan het met jou en my ook gebeur. Dat die Here vir ons soveel kere help. Maar jou en my waardering daarvoor word gesien. Eers in 'n toegewyde lewe. Jou en my waardering en dankbaarheid vir dit wat die Here gedoen het, toe ons gehelp het, word gesien in 'n lewe van toewyding. Die Here hoor. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Almal ken hy teksvers, vir die meeste ten minste, né? Ook help ek jou. Roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Roep my aan. Ek sal jou uithelp. En dan is daar nie 'n punt nie. Daar staan en jy moet my eer. En dit laat ons baie keer na. Die Here help. Die Here help. En dan eer ons hom nie met 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe van geloof, 'n lewe van toewyding nie, want dit is die enigste manier wat jy God kan eer. Nie deur dit net te sê nie. Nie met daarvan te sing nie, maar dit te leef. OK. Daar sien ek. God help ons en ons moet getuig van sy hulp. Moenie stil bly. Al voel dit vir jou hoe gering. Al voel dit vir jou iets onbenullig wat die Here my in gehelp het. Vertel. Vertel vir ander. Dis baie keer daai ou klein saadjie wat jou daai oomblik saai.
wat in daai persoon 'n boom kan laat val. 'n Krisis kan laat verdwyn. Vertel van dit. Psalm 18 vers 7 sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep. En ek het tot my God geroep om hulp, en hy het my stem uit sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Toe ek benoud was, het ek geroep. As jy die Psalm verder gaan lees, dan sien jy, dis lofprysing. Dawid het nie stil gebly, toe die Here hom gehelp het nie. Ek tog het my angs gesê, ek het verdwyn weg van die oë. Nogtans het hy die stem van my smeekinge gehoor, toe ek aangeroep het om hulp. Die feit dat die psalmis dit geskryf het, lang nadat hy dit beleef het, is sy getuienis vir jou en my vandag. Die Here het gehelp. As die Here vir my nie hulp was nie, en ek kan met hierdie teksvers, kan ek so akkoord gaan. As die Here nie vir my hulp was nie, dan het my siel gou in stilte gewoon. As die Here dit nie gedoen het nie, waar sou ek en jy vandag wees? Waar sou ek wees? Tot hiertoe het die Here gehelp. En hoor vir my vanmôre. Ek sê dit met oortuiging in my hart uit, op grond van die woord en op grond van die getuienis wat ek vanoggend met u gedeel het. Hy sal dit nog steeds doen, want God het nie verander nie. Hy is vandag, gister tot in ewigheid dieselfde. Ek sê dit af, uit die aanhaling, mooi wat ek gelees het, every believer can sit up an Ebenezer and say, hitherto hath the Lord helped me. The people of God are of themselves helpless ones. There is no help for them in man. Their help is only in the Lord, who helps them out of the pit of sin and misery, out of the hands of all their enemies, out of all their afflictions and out of all the dangers they are exposed unto by Satan and his temptations. He helps them to temporal blessings and spiritual ones, to spiritual food and raiment, and to all needful supplies of grace, and at last, to eternal glory and happiness. And the help he now affords is quick and present, suitable and seasonable, and what is sufficient. Eben na Jesu. Tot hiertoe het die Here gehelp. Hy sal dit steeds doen. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons aanbid in hierdie oomblik u goedheid, getrouheid, genade, guns, lydsaamheid, lankmoedigheid. Die feit dat u oor soveel jare 'n hulp was vir my, vir ons as gesin, ons huwelik, ons bediening, en elke behoefte, maar dat soveel ook vanmôre dit op kan sê, amen. Die Here het dit vir ons ook gedoen. En Here, laat dit vanmôre vir diegene wees wat op die afgrond van twyfel staan, en uitroep dalk vanmôre na harte, waar gaan my hulp vandaan kom? Ek weet nie, dat hulle vanmôre sal weet, die Here sal deurkom, want u is 'n helper in elke opsig. Ons kan niks sonder u doen nie. Ons eer u, ons aanbid u, soos wat Dawid, die woord ook sê in Hebreërs 13, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, sê die volgende versie pertinent. Here, ons eer u vir u woord. En Here, help vir ons om mylpale, herinnerings op te stapel van tye wat u vir ons gehelp het. Miskien vanmôre in die tyd terug te gaan en te gaan onthou en te sê, Here, help my ook wat dit betref. Help my 'n bietjie onthou. Herinner my 'n bietjie aan die kere dat ek het vergeet.
Baie dankie Here, ons eer en ons aanbid U in Jesus se naam. Amen.